Hallo vriende, weer baie welkom by ons Vrydag video. Ons is hier by St. Helena Bay, Brittany Bay, op so 'n klomp baie so bymekaar. Ons is iewers hier tussen daai klomp baie, het ek in 'n minuut gestop. En ons sit nou met die gedagte van die hemel, die kruisiging van Christus, die opstanding uit die dood uit, en die kosbare dienste wat daar by die kerk omgehou, wat ons gehad het by die kerk, oor die 700 mense gewees op Vrydag. Ons is dankbaar daaroor. En nou is ons weer in die trek waar die disippels nou wag vir die Here Jesus Christus. Hulle het nou moet hulle onthou wat hulle gesê het. En die teks wat ek hier aan julle voorhou, wat nou vir ons hierdie ankerteks van vrede is, sê in vers 27 van Johannes 14, my vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En jy moet nie bang wees nie. Daai ontsteld wees en bang wees, 'n soort van profeties gewees. Hulle is onthou ek het vir julle gesê, dis 'n tyd gewees waar Jesus aan die einde van sy bediening op aarde kom, en nou moet hy gereed maak. Natuurlik nou is daar die kruisiging, die opstanding van die Here Jesus Christus, die hemelvaart, en dan volg natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees. Nou wat hou hierdie disippels aan die gang in daardie oomblik, toe hulle bewus is dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en hulle verskyn, en nou begin hulle gesels met mekaar. Dan hoor die Here sê, julle moet vrede hê. Die vrede word geanker in daai klomp tekste wat jy vir genoem het daar in Johannes 14, wat die Here gereeld herhaal en sê, wees lief vir my. En nou begin hulle dink, wat het Jesus vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, moet in die boventrek by mekaar kom onder andere. Maar nou kom hulle by 'n tyd wat hulle nou moet gereed maak vir die marsbevel, Matteus 8 vers 19, wat sê, gaan heen en maak disippels. So dat al daai krag en inligting nodig om vrede te hê te midde van die uitdaging, dinge gaan nou anders wees. Jesus is nou nie meer elke dag saam met hulle nie. Dan is hy by hulle en dan verskyn hy in die Emmausgangers, dan verskyn hy in 'n klomp mense. Dan is hy by die disippels, is hy nie meer daar nie, tot natuurlik met sy hemelvaart waar hulle bymekaar gekry het. Skielik het 'n nuwe bedeling vir hulle aangebreek. En die Here Jesus berei vir hulle voor in Johannes 14. Berei hulle vir hulle voor en sê, moenie bang wees, ek laat julle my vrede na. Wees lief vir my. Moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. Waaraan dink hulle? Alles wat hulle geleer het, die Heilige Gees sal natuurlik nog verder kom herinner ook aan wat hulle geleer het. En so kom die legkaart kom nou in plek. Skielik alles wat hy geleer het maak nou sin. En nou ontdek hulle roeping. En daarin is daar vrede. Dinge is anders. Dinge is dalk nie beter nie. Maar vriende, ons kry vrede om te weet op hierdie oomblik is dit die legkaart van my lewe wat begin aan mekaar inval soos wat dit nou was vir die disippels. Mag die Here vir ons seën dat ons ook in die hemelvaart van die Here, in sy sterwe en in sy opstanding onsself vind as deel van die legkaart van ons lewe. Lewe waarin hy vir ons sê dat jy vrede sal hê. En ek sal dan volgende keer weer 'n bietjie praat oor daai vrede, die persoonlike vrede wat uitkom uit hierdie kombinasie van ervarings. Inligting oor Jesus, lief wees vir hom, verstaan waaroor die goed gaan. En nou breek die vreemde tyd vir hulle aan en hulle het nog steeds vrede. Hulle is nie bang nie, hulle is ook nie ontsteld nie. En dit wil ek hê, nie net vir myself nie, maar vir almal wat luister na die video, dat jy daai vrede sal kry, wanneer hulle harte oopmaak vir die Here en sê, Here, ons is lief vir U, kom leer vir ons. Wat wil jy hê moet ons doen in hierdie dag en tyd waar ons lewe? Kom ons bid net saam. Die Here so vra om genade ook dan nou. U is die Vader, U is die Seun, U is die Heilige Gees, U is met ons. Ons lewens is nie sinloos nie. Daar's donker dinge en lig dinge wat met ons gebeur in 'n kombinasie waarin U vir ons voorberei. Ons dankie vir die voorbeeld van daardie disippels. Hulle was eers 11 en toe het U nog enige kies in Judas se plek. En die 12 het almal uitgegaan. Ons getuig vandag daarvan voor die aangesig. En die effek van daai 12 manne het ook 'n effek van vandag op ons lewens. Ons dankie Here vir hulle manhaftigheid, die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het. En ons wil dit ook graag hê. Ons wil ook hierdie woorde, my vrede laat ek julle na, wil ek vir ons inneem. Dit is sê ons is lief vir U. En nou word ons stil om te hoor wat U vir ons wil kom leer. Dankie vir die liefde. Dankie dat U vir ons omgee. En dankie dat U vir ons sin gee in die lewe waar ons is. Ons eer U daarvoor. Amen.
Mag die Here vir jou seën in die uitdaging waar jy is. Dalk is daar dinge waar jy baie opgewonde is. Tel jou oorwinnings en die seëninge ook in die Here. Om te sien, so meer jy van hom leer, en meer sien, maar dit was die Here gewees. Die Here help my, Jesus help my hier. God die Vader beplan vir my hierdie ding. En ek voel dat die Heilige Gees vir my die vrede gee, wat Jesus beloof het hier in Johannes hoofstuk 14. Mag jy regtig die vrede van die Here hê. Volgende week gaan ek die laaste keer praat oor gedagte van vrede, vir nou eers die laaste keer oor vrede, en hoe dit ons 'n persoonlike vrede beleef met die Here in hierdie kosbare getuienis. Ek vertrou die hele Paasfees omgewing, die kruisiging en opstanding, Here, was vir julle 'n hoogtepunt gewees, soos dit vir my was. En nou nog in my lewe is. Kom ons lewe in die oorwinning, en kom ons leef die vreugde van die Here uit, en mag die vrede wat die Here Jesus ons beloof het, deel van ons lewe wees en bly ook. Tot ons volgende keer weer mekaar sien, wees veilig, wees lief vir die Here, en onthou, hy is baie, baie lief vir jou ook. Totsiens, totsiens.